in my virtuele ateljee verwelkom ek weer vir Cas Olivier. Môre Cas. Goeiemôre Isak en die kykers. Cas, lekker om vir jou te sien. Okay. En weer te gesels. Ons het 'n hele paar nuwe dinge oor die onderwys die afgelope paar weke by jou geleer. Wat maak dat 'n mens nou met 'n ander oog kyk na onderrig. As ek nou reg onthou, dan het ons nou geleer hoe die brein ingebore thinking tools het, waarmee jy krities kan dink, en dat jy moet leer hoe om dit te gebruik. Dat kinders wat swak doen in wiskunde omdat hulle metodes geleer word, in plaas daarvan om geleer te word hoe om dit uit te sorteer, uit te figure. Kinders swak doen omdat hulle auditief blind is en visueel doof onderrig word. Onregverdige assesserings kan veroorsaak dat kinders dryp, swak doen, 'n onderskeiding mis en nie vir 'n studierigting gekeer word nie. Waaroor praat ons vandag? Isak, ons praat vandag oor wat in 'n kind se brein aangaan en hoe jy kan agterkom as ouer of onderwyser wat die kind dink. Want as jy nie weet wat die kind en hoe die kind dink nie, kan jy nie die kind fasiliteer nie. So ons moet die kind kry om te begin praat, en ek noem dit omgekeerde onderrig. Maar voordat ek nou, en ek hou nou van jou woord wat jy so af en toe gebruik, beduie, oor omgekeerde onderrig, wil ek eers vir jou 'n vraag vra om af te skop. Soos wat jy die onderwys ken en skool gegaan het, en ons sien ook altyd op die video op die televisie sulke flitse, as 'n onderwyser voor in die klas staan en verduidelik en instruksies gee op die bord skrywe, wat is die rol van daardie onderwyser? Is daardie onderwyser 'n leier of 'n volgeling? Wel, hulle is nie almal altyd nie, maar ja, hy's 'n leier. Ja, Rigting gee, inhoud. Rigting maak, ja, maak oop julle boeke op hierdie bladsy, jy weet, daai tipe van milieu word geskep. Goed, nou vandag gaan ek vir julle 'n eenvoudige demonstrasie wys, wat thinking tools ontdek het, hoe ons leer om kinders te kry om krities te dink. Maar voordat ons daarby kom, wil ek julle eers 'n nuwe woord gee, en dit is inner speech. So ek weet nie wat is die Afrikaans vir inner speech, so dat ek ook nie weet wat is die Afrikaans vir figure out nie. Ek het in die woordeboek gekyk, is inner speech. Mooi, pragtig. Okay, goed. So die onderwyser sê gewoonlik, of hulle neem aan, dit is wat die kinders dink, maar hulle weet nie presies hoe hulle dit dink nie. Nou, inner speech is dit wat, as jy nou na my kyk, voordat die woorde uit my mond uitkom, moet my brein klomp dinge doen om daai woorde te maak, dit in te span in die regte volgorde. So dit wat jy van my hoor, het ek pas gedink. En ek weet presies wat in jou brein aangaan, en ek dink nie dit sien die onderwys raak nie. Die oomblik as Isak met my praat, dan hoor ek presies wat in jou brein aangaan. Jy hoor waar kom ek vandaan, né? Okay. Okay, goed. So, as ek nou na Silje Brink luister, wat voor my gepraat het, hy hoef net te luister wat die mense sê, en dan weet hy hoe dit dink, en dan gaan jy daarop reageer, en dit is presies wat ek nou vir julle gaan verduidelik op 'n baie eenvoudige manier, en jy begin altyd by die bekende. So, ek gaan nou vir jou vra, by die bekende, wat is dit hierdie, Isak? Speelkaarte. Dis kaarte, ek sien dit, is 'n hele pak van hulle. Goed, okay. Nou wil ek vir jou 'n vraag vra, maar jy moet nou oplet in die klas. Nee, jy moet nou net jou aandag haal nie, dan gaan jy nou die punt verloor. Goed, right nou. Isak, sê vir my, in so 'n pak kaarte, né? Wat 'n soort kaarte kry 'n mens in so 'n pak? Is dit harte, klawers, wat is spuits in Afrikaans? Ek dink dis skoppens, boere of grawe of so iets. Ek spuits en diamante, as ek reg onthou. Ek het baie lank Jy's
Ja, goed. Okay. Righto. Nou wil ek vir jou vra, jy moet een van daardie soorte kaarte kies. Dis al wat jy moet doen. Onthou nou, ek is nou ingestel om te hoor wat is jou inner speech en nou moet julle agterkom dat ek gaan elke keer daarop reageer. Goed, gooi. Moet ek vir jou sê watter kaart te kies? Ja, net watter van daai, of 'n harte, of 'n klawer, of 'n spyd, of 'n diamant. So Kies hoef jy enige nommer een. te kies nie. Nee, glad nie. Okay, ek kies hart. Okay, dit is 'n baie wonderlike keuse. So kom ons gooi hom uit. So wat sit ons meer oor? As ek nou reg is, sit ons met klawers en spyds en diamante. Ja. Is dit reg? Ja. Okay. Kies uit daai ene, enige ene. Diamante. Wonderlik, kom ons gooi hom uit. Wat bly oor? Die twee swarte spyds en klawers. Kies. Okay, klawers. Wonderlike keuse. Ek wil hê jy moet enige kaart uit klawers uitkies. Moet ek nou 'n nommer kies? Nou moet jy 'n nommer kies, ja. Okay, kom ons sê 5. Wonderlik. Kom ons gooi A, ons sit hom heel onder. A 1 2 3 4 en 5 gooi ons uit. So ons sit met 6 tot by King Bo, maar jy moet nou nie, jy moet heeltemal soos wat 'n mens nou 'n dobbelsteen gooi, jy moet arbitrair kies. Jy moet nou nie op die ry afgaan nie. Ja. Kom ons sê 9. Wonderlik. Kom ons gooi 9 boontoe uit. So waarby sit ons? 6, 7 en 8, is ek reg? Wonderlik, kies tussen 6, 7 en 8. 7. Wonderlik, so 6 en 7 gooi ons uit. So die kaart wat nou oorbly is 8 van klawers. Stem jy met my saam? Ja. Wonderlik, hoeveel kanse gee jy my om uit hierdie pak uit 8 van klawers te trek? Ek het hom die hele tyd maar so in my hand gehou. Okay, ek sal billik wees en jou 3 gee. Okay, kom ons kyk, is hierdie jou kaart? Okay. Ja. Isak, is ek slimmer as wat ek lyk? Dit lyk so, ja. Jy verstaan daai goed. Isak, kom ek vertel gou vir jou wat het hierso gebeur. Ek het hierdie kaart van bo af afgehaal. So ek het presies, Kas het geweet wat is hierdie kaart. Okay, so ek het jou elke keer 'n vraag gevra. En maar 'n vraag vir jou eers en nou kom ek by 'n belangrike ding van thinking tools onderrig uit. Jy het klomp vrae verkeerd geantwoord, is ek reg? Want hierdie is die regte antwoord. Ja. Okay, goed. So wat het ek elke keer gedoen as jy 'n verkeerde inner speech vir my gegee het? Jy het gesê dis baie goed. Dit is goed. Okay, nou kom ek sê vir jou met thinking tools werk dit so, ek moet werk met wat jy vir my gee. So partykeer dan vra ek nou vir 'n kind 'n vraag en dan hou die antwoord wat die kind vir my gee glad nie eens verband met die vraag nie. Maar ek moet positief reageer. Ek sê yesterday, dis nou mooi gedink, want enige dink is mooi. Hoe het jy by daai antwoord uitgekom? En dit is wanneer ek die kind beginne fasiliteer na die regte antwoord toe. Okay. So maklik soos dit, soos ons die politici kan leer om dit met hulle opponente te doen om hulle by die regte antwoorde uit te kry, dan los ons 'n groot probleem op. Maar goed, kom ons gaan aan. Hierdie is nou die kort begrip van die hele thinking tools wetenskap. Dat jy as 'n onderwyser moet na die kind se inner speech luister, maar nou wil ek jou 'n ander vraag vra, Isak. Wat het jy daarbo geantwoord toe ek vir jou gevra het, wat is die onderwyser se rol, 'n leier of 'n volgeling? Ek het gesê leier. Jy's 'n leier. Nou vra ek vir jou, ek het nou hierdie kort begrip oefening met jou gedoen om te demonstreer. Hoe belangrik is dit dat ek na jou inner speech luister? Het lyk vir my dis belangrik, dis baie belangrik. Dis krities belangrik. Nou vra ek vir jou, bly jy by jou antwoord dat binne die thinking tools konteks of die rol wat die
onderwyser moet speel, is dit nog steeds die van 'n leier of het ek jou gevolg? Nee, dit lyk vir my jy het my dan nou gevolg. Goed, wil jy opmerking maak? Ek sien jy het iets in jou inner speech en ek wil dit graag hoor. Nee, dit lyk vir my dit moet nou 'n volgeling wees. Dit moet nou 'n volgeling wees. Goed. En jy sal agterkom dat elke keer wanneer ek met jou gepraat het en jy doen dit ook, noem jy die persoon se naam. Isak kies, Isak doen dit. En dit beteken ek toon vir jou respek. En dit beteken dat daar is nou 'n respekvolle verhouding wat verander van die gewone manier van klas gee om te sê klas en julle. So die eerste groot voordeel wat die onderwyser gaan kry is, hulle gaan 'n respekvolle klas kry, maar jy kry dit net as jy eerste respek toon. Goed. Die volgende voordeel, en kom ons gaan nou na die onderrig self toe. Ja, ek moet net vir jou sê, jy let nog baie mooi op. Ek is baie tevrede met jou vordering vandag, né? Goed. Okay, is dat 'n onderwyser wat nou die vak ken al die antwoorde by wyse van spreuke in die kurrikulum. Ja. Soos wat ek weet, wat is al die kaarte in hierdie pak. Okay. So ek as 'n onderwyser hoef nou glad nie meer te gaan sit en ure voorberei vir enige les nie. Ek sê altyd vir my onderwysers wat ek oplei, of vra hulle vir my, hoe lank moet jy voorberei? Dan sê ek, vandat die hoof in die personeelkamer sê, dankie dames en here, julle kan maar vandag na julle klaskamers toe, totdat hulle sleutel in die deur sit, is die voorbereiding gedoen. Dit is wat jy nodig het. So as jy weet, vandag doen ons, ek was met nou 'n biologieonderwyser, vandag doen ons die hart. Ek ken alles van die hart. So ek gaan sit en ek begin met iets wat vir die kinders bekend is, en dit kan ook die skets van die hart wees, en dan sê ek vir hulle, praat met my, en ek begin vir hulle vrae te vra. En as dit nie hoe lank nie, dan het hulle vir my beduie, hoe lyk die hart, en ek nie vir hulle beduie nie. So daar kom 'n groot las in terme van ure en ure se voorbereiding wat 'n onderwyser gaan doen om 'n hart te kry en te verduidelik en te alles. Ons draai dit om, ons betrek die kind, ons skep 'n respekvolle omgewing en die kinders beginne self die hele ding uit te figure. Herman Swiegers wil weet wie het tyd om al die tyd aan een kind te spandeer, en daar's nog 50 in die klas oor wat nie eers luister nie. Wonderlik. Ek is so bly. Ek is so bly vir daai vraag, ek het 'n antwoord. Okay. Nee, ja. Okay, goed. In 'n gesprek soos hierdie nou, ek wil net vir hom sê, hy is een van, ek hoop, meer as 36,000 wat nou inluister, né? Ja. Okay, goed. Okay. En die een ding wat ons met Thinking Tools ontdek het, en ek praat nou direk met Herman, is dat die mens in sy wese 'n afluisteraar is. So wat doen die Herman nou? Hy luister af. Wat gaan hier aan? Verstaan jy? En hy neem ook deel. Hy sê, wag eens 'n bietjie hierdie kant toe. Wat maak Kas nou daar? Hoe gaan jy reageer? So met die Thinking Tools manier, dis net soos 'n fliek. Dit is nie rocket science nie. As jy uit 'n fliek uitstap en iemand kry jou buite wat jy ken, sê, waaroor het jy die fliek gegaan? Man, dan kan jy vir hom 'n hele fliek vertel, wie se skelm en wie wat gedoen. So baie dankie, Herman het nou eintlik 'n baie goeie punt vir my bewys. Dat hy luister af, want hier is interaksie. Nou ek wil net vir jou sê, as ek nou vir jou beduie het en net gepraat het, dan het hy 'n punt gehad, want geen onderwyser het 50 kinders se aandag as jy begin praat nie. Ons het mos al die woord gehad, hulle hyperlink altyd na lekkerder plekke toe, maar hier het ons 'n interaksie en 'n dinamiek geskep, en dit is hoekom hy die vraag gevra het. So ons het nou bewys dat my teorie werk. En die ander antwoord is, jy bel vir Kas, Herman, want hy het die tyd om dit te doen. So, jy kan vir Kas bel 083-259-2857, en hulle kan jou ook op Google kry, Kas.
Ja, hulle kan net of my naam intik met 'n C-Kas Olivier of Thinking Tools en ek is redelik hoog gerank daarso by Google. Ek sal dadelik eers verskyn, ja. Daar is Kas se nommer 0832592857. Dankie Kas, dit was weer lekker om met jou te gesels. En ek sien hier's baie mense wat dit altyd elke week sê, hulle leer iets regtig elke keer iets nuut uit hierdie gesprekke uit. So dankie vir vandag. Dankie, baie dankie. Goed gaan, groete.